Zijn. Ons hou jou op hoogte van sake. Luister hier, maak gereed. Dis koffieklits, jy weet. Koffieklits. Op Radio Roepsyn kry jou daar. Met musiek en nuus. Jy kan maar vra. Maak jou dag met raak. La 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 la. Daar's hy, goeiemôre en welkom terug hier op Radio Roepsyn se oggendkletsprogram Koffieklets saam met Zoe en ek het vandag 'n spesiale gas wat weer kom gesels hier in die ateljee. Japie, welkom terug. Dankie Zoe, altyd lekker om hier by jou te wees man. Ja, nee, ons het 'n jy het 'n interessante paar opvolg boodskap wat jy het en ja, ons gaan nou bietjie verder oor dit gesels. Ons het net 'n vrywaring wat ek net gou vir julle net wil lees hierso. Nou ekskuus, laat ek net gou hier. So net 'n vrywaring vir Radio Roepsyn. Die opinies en standpunte wat deur gaste en deelnemers op Radio Roepsyn uitgespreek word, is uitsluitlik die van die individue self en weerspieël nie noodwendig die menings of standpunte van die omroepers of Radio Roepsyn as instelling nie. So ook SBB nie. Radio Roepsyn en SBB aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid of geldigheid van enige stellings wat gemaak word nie. Luisteraars word aangemoedig om self navorsing te doen en ingeligte besluite te neem op grond van verskeie bronne. Bly ingeskakel hierso, ek en Japie is nou weer terug. Ek sien julle, hier waar julle nou is, 100 jaar van waar ek is. En julle het ook al gesien wat ek gesien het, wat ek self nie wou glo toe ek dit gesien het nie. 'n volk gedruk tot die randjie van 'n afgrond, en onder in daardie afgrond 'n vallei van vuur en bloed. Die ou mense vertel dat as jy yster tot die hardste metaal wil smee, jy dit in die vuur tot wit warm verhit. En dan druk jy dit in bloed. Weer en weer. So ook is dit met 'n volk. Ek sien, julle sien. Hulle moet nog. Nou, sy, Japie, die vloer is jou nou. Vertel Lekker, vir ons wat gebeur het van die laaste keer wat jy hier was. By julle gekuier het. Ja, so inderdaad, daar het baie in die wêreld gebeur vandat ek laas hier by julle gekuier het, baie. En alles gebeur steeds in die lyn met dit wat Siener van Rensburg dan ook voorspel het. En dis baie belangrik. 'n Mens moet altyd opweeg en altyd aanhou lees om te sien wat gebeur in die wêreld, lees Siener wat gebeur. Want 'n profesie verstaan jy maar eintlik wanneer hy manifesteer. So ons moet heeltyd kyk rondom in die wêreld en vergelyk met wat Siener sê en dan sal ons tred hou met wat die ou man ook vir ons voorspel het. Nou ja, soos ek sê verlede keer toe ons hier was, daar het baie gebeur intussen in die wêreld en ook plaaslik vandat ons laas hier was. Maar ek het verlede keer die grondslag gelê van Siener se visioene. En daarom wil ek tog vir die luisteraars aanmoedig om ook daai onderhoud met my en jou te gaan luister. Ek dink dit sal hulle baie help voordat hulle dan ook na hierdie een luister, maar hulle is ingeskakel, so ek vertel nog steeds, ek hou nooit op nie. Never mind. Maar die groot teken Zoe van ons tyd, op die tydskaal of die tydlyn, waarin ons huidig bevind, bly steeds Ierland en Duitsland. En ook in 'n mindere mate Engeland, waar ek gou kortliks ook net vir ons weer wil inlig en wil uitbrei. Nou, Klasie of Siener het gesien dat God 7 plaae oor Engeland sal stuur, hier aan die einde, wat dan ook éventueel sê hy Engeland se ondergang gaan beteken. Dit sê Siener, doen God aan Engeland as haar vergelding vir wat sy dan ook aan ander lande gedoen het. Ook hier by ons, met ons vrouens en kinders in konsentrasiekampe en. Nou in die 4de plaag van hierdie 7 plaag, wat Siener dan nou gesê het oor Engeland sal kom,
sê die siener, staan Duitsland by Amerika. In die tyd van 'n derde wêreldoorlog. En dit is 'n baie groot teken wat ons moet highlight, almal wat siener lees, merk dit definitief met 'n highlighter. Die 4de plaag sê, Duitsland staan by Amerika. Nou volgens die siener sou die derde wêreldoorlog begin in die ooste van Europa. Met 'n ander keer sê hy weer, die geskil wat dit sal trigger, as ek die woord kan gebruik, sal wees weens 'n grondgeskil in die ooste van Europa. En by 'n ander geleentheid beskryf hy dit weer as 'n burgeroorlog in Rusland. Alles verwys na dieselfde begin van die derde wêreldoorlog. Nou as ons gaan kyk na die geskiedenis van Oekraïne, want dis die oorlog van ons dag, wat nou algemeen in die nuus is, dan sien ons dat die Oekraïne sedert 1917 bestaan het uit 1, the Ukrainian People's Republic, die UPR, met Kiev as hoofstad in die ooste van Oekraïne, sedert 1917, en die Western Ukrainian People's Republic of die WUPR, sedert 1918. Natuurlik dan nou aan die weste kant. Maar na die Sowjet-Ukrainian oorlog in 1921, was die oostelike deel van Oekraïne deel van die USSR. Dis baie, baie belangrik, né? Nou bekend na die oorlog as die Ukrainian Soviet Socialist Republic, wat dit dan ook bekend gestaan het. Hiervandaan was die oostelike gedeelte van Oekraïne deel van die USSR. En dit was vir die volgende 70 jaar plus minus, was daai deel van Oekraïne deel van die Sowjetunie gewees. Maar na die verbrokkeling van die Sowjetunie in 1991, was daar 'n referendum deur die Ukrainian Soviet Socialist Republic uitgeroep, en die verkiesing het beslis dat Oekraïne nou 'n onafhanklike staat word, wat dan ook gebeur het in Desember 1991. En die Russiese grond, wat nou hulle sin was, die laaste, noem dit nou maar 70 jaar, word deur 'n referendum of deur 'n verkiesing van hulle ontneem. En dit is belangrik om onthou, want Siener het gesê, die derde wêreldoorlog gaan deur 'n grondgeskil in die ooste van Europa, en hy sien dit ook as 'n Russiese burgeroorlog, né? So nou moet ons die geskiedenis gaan kyk van al die oorloë wat plaasvind om op te weeg, pas dit die ou man se visioene. Nou Putin het die legitimiteit van hierdie laaste verkiesing, waar hulle nou hulle onafhanklikheid gekry het, in twyfel getrek. En gesê die Russiese minderheid was onregmatig behandel, en vandaar die oorlog op ou Russiese grond, of op USSR gronde tot vandag toe. Die oorlog in Oekraïne. Ongelooflik, né? Presies, so Siener voorspel het, dit gaan gebeur. Die begin van die derde wêreldoorlog. Hiervandaan sal dit net eskaleer. Dit gaan by partye minder lyk of dit gaan aangaan, maar dit gaan weer vlam vat. Dit sal éventueel uitloop op 'n volskaalse derde wêreldoorlog, alvorens Siener dan ook. Maar Siener by uit en sê dat daar in die tyd, ook wanneer die derde wêreldoorlog nou begin hier in die ooste van Europa, of 'n burgeroorlog in Rusland weens 'n grondgeskil, sal daar in die tyd ook 'n toeloop wees van gekleurde mense, dan ook in Europa. Hy noem dit spesifiek Engeland se swart probleem. Nou ons sien dit al hier van die 90er jare af met die immigrante krisis wat dan ook in Europa ingestroom het, die illegal immigrants, soos hulle dan ook bekend staan. Nou by 'n ander geleentheid beskryf Siener dit, hierdie swart probleem, as 'n swart slang, wat hom gaan opkrul dan ook in Engeland. Baie interessant, hy noem dit spesifiek so, ons gaan nou meer daarna kyk. Maar nietemin, Siener sien hierdie hele scenario van die instroming van die swart slang of die gekleerdes dan in Europa en veral Engeland waar hy hom gaan opkrul, en dan ook hierdie hele besigheid van die oorlog, die burgeroorlog in Rusland en Oekraïne as die begin van alles. Dis die begin van alles. En hierdie swart probleem noem hy nogal die swart slang wat hom gaan opkrul in Engeland. Sien Siener, dit is die begin van Engeland se ondergang. Dis die begin van sy ondergang. Nou sou hy met King Charles wat nou die moslems geprys het met sy Easter toespraak, nou die 20ste April 2025, kos dit nie veel om te sien wat die Siener bedoel het, dat Engeland besig is om te val weens die swart probleem nie. Waardes word verander, konservatiewe volksnasionaliste in Engeland word vervolg, soos ons almal ken die bekende naam Tommy Robinson, en alles wat liberaal en woke is word gepromoveer.
Dis nie geheim nie, dis algemeen dan ook op die media en in die nuus. En hierdie tendens sien ons letterlik in die hele Europa en selfs ook hier by ons. En al die westerse lande speel dit prominent af, oral. Selfs lees ek nou in België, in Brussels en daai dele, dat Dries van Langenhoven, 'n konservatiewe jongman, ook nou gearresteer gaan word omrede hy staan vir vryheid van spraak. Presies soos Tommy Robinson. Maar alles word gesensor deur die media. Daarom weet min mense van wat daar werklik gebeur en min weet wat hier gebeur. Maar selfs dit het Siener gesê, hierdie sensor wat hulle ons gaan sensor. Hy het gesê in Europa is daar 'n dik muur, 'n muur van sensuur het hy dit genoem. En agter die muur draai die wolke, met ander woorde daar's onrus, daar's geweld, daar's protes, daar's optogte. Maar ons weet nie daarvan nie. Daar is onrus en geweld, maar dit word uit die media uitgehou. Hy sê dit gaan al ver gevorderd wees voordat ons dit eers hier gaan weet. Met ander woorde voordat dit in die media kom, voordat ons media daaroor gaan berig. Ek meen as dit nie vir sosiale media was nie, nie een van ons eers geweet wie Dries van Langenhoven was nie. Verstaan jy? So dis presies wat Siener gesê het gaan gebeur. Hy het dit geprofeteer, die sensor, die dik muur, maar agter draai die wolke. Nou terug by Duitsland. Zoe, ek en jy het in Februarie gepraat, dit was net voor die verkiesing, dan in Duitsland, die nasionale verkiesing. En ek het nog prominent genoem en verwys na die AfD-party, wat 'n konservatiewe party is, wat volgens die voorverkiesing opnames wat hulle dan ook gehou het, se steun op 20% gestaan het, in daai tyd toe ek en jy laas gepraat het. Nou ja, vandag is nou 'n paar dae later, die verkiesing het gekom en die verkiesing het gegaan, maar ek het ook genoem, dat daar iets in Duitsland moet gebeur, want ons het mos nou gesien, Duitsland moet by Amerika staan, en op die stadium, sit ons met 'n konservatiewe Donald Trump, en met 'n Friedrich Merz, wat absoluut liberaal is. So op die stadium kan dit nie gebeur nie. Daarom dan, alwel die derde wêreldoorlog in Oekraïne reeds aan die gang is, moet iets in Duitsland gebeur. Die konservatiewes moet op die voorfront kom, of in beheer van sake wees, sodat 'n Donald Trump of 'n FSA by 'n Duitsland kan kom. Kan saamstaan, soos Siener dan ook gesê het. Daarom hou ons dit fyn dop, wat dan ook daar aan die gebeur is. Siener het mos gesê, die wit boontjies, die gesig van hom oor die wit boontjies, kom uit sy sak uit en dit gaan oor die hele Europa. Dit begin in die weste en dit gaan oor Europa. En wit boontjies dui op 'n wit erflike eienskappe. Nou dit het begin in die weste, dit het begin met Donald Trump, reeds in sy eerste termyn, toe weer Biden, toe weer Trump, en hy het letterlik nou na sy laaste verkiesing die hele wêreld omver gegooi. Wie het gedink dat een man in staat kan wees om dit te doen? Maar alles pas steeds by dit wat Siener gesê het. Want die idee van wit boontjies of erflike eienskappe het soos 'n veldbrand ook in Europa versprei. Ons het verlede keer toe ek met jou gepraat het, ons gekyk na toe die AfD 'n kongres gehou het, toe Elon Musk geskype het en met hulle gepraat het en gesê het hy steun hulle ten volle. So ons kan sien wie moet voorkom en wie moet die leiersels oorneem om 'n vervulling te kan wees van wat Siener gesê het, Duitsland staan by Amerika. En dis die AfD. So hy gee vir ons 'n klein ligpuntjie om te sien, hou dop, kom ons kyk, is dit wat Siener gesê het, en. Daar moet 'n konservatiewe oplewing in Duitsland wees, op die spel kom, wat huidig nie die geval is nie, voordat ons kan kom by wat Siener sê, Duitsland staan dan ook by Amerika, en die enigste op die stadium wat regtig vinger opsteek, is dan ook die AfD dan ook in Duitsland. Nou ja, met die verkiesing van Duitsland in Februarie, dan nou ook verby, het die AfD-party geweldig presteer. In 2021 het hulle hulle steun gestaan op 10,4%, en hy het letterlik verdubbel in die onlangse verkiesing. Hy het gestaan op 20,8%, hy het letterlik verdubbel. So hoewel die AfD-party nie die verkiesing gewen het nou in Februarie maand nie, het hulle geëindig op 20,8% van alle stemme, wat hulle die grootste party nou in Duitsland maak. Baie belangrik, nee. Die verkiesing was toe wel gewen deur 'n alliansieparty van die CDU en die CSU, die Christian Democratic Union en die Christian Social Union, wat gesamentlik toe gestaan het op 28,5% van die stemme.
So met die AFD as alleen op 20.8 en hierdie gesamentlike alliansieparty op 28.5 is dit regtig iets wat ons aandag moet trek. Ons moet dit met ons wenkbroue lig. Maar sou jy stop egter nie hier nie. Frederik Mers het in sy voorverkiesingsveldtog gesê dat sou die kiesers nou vir sy CDU party stem, sy party wat nou bestempel word as sentraal konservatief, eintlik maar liberaal, maar dit is nou maar die term wat hulle gebruik. Het hy gesê, sou hulle vir hom stem, dan is daar die belofte dat hy die grense van Duitsland weer strenger sou beheer. Wat mos nou die probleem is, wat Siener gesê het, die immigrante stroom in Europa in, van waar hulle begin, hulle swart probleem. So al hierdie goed moet ons sien as puzzlestukke wat inskakel, om die prentjie te sien, van waar die ou man hoeveel 100 jare wat terug dan ook gesien het. Goed. Nou, hy het nou vir die volk beloof, hierdie Frederik Mers, dat sou hulle vir die CDU stem, die kiesers, dan gaan hy strenger beheer oor Duitsland se grense dan ook uitoefen. Dit het hy gesê op 23 Januarie 2025 na 'n mesaanval in Bavaria, toe 'n onwettige immigrant klomp kinders met 'n mes dan ook aangeval en vermoor en beseer en het. Die berigte is algemeen bekend. Maar na die verkiesing toe in Februarie maand, toe Frederik nou die posisie kry wat hy wou gehad het met sy alliansieparty op 28% van die stemme, draai toe teen sy eie woord en ontken dat hy gesê het hy gaan strenger grensbeheer dan ook toepas in Duitsland. Nou dis 'n resep vir moeilikheid. Tipies politikus, as ek in aanhalingstekens kan sê, maar dis 'n resep vir moeilikheid. Direk daarop het Alice Weidel, een van die prominente figure van die AFD, vir Frederik Mers beskuldig van verkiesingsbedrog, omrede hy die beloftes gemaak het en die stemme toe na hom toe getrek het, maar daar niks van gekom het nie. Maar, soos dit in die lewe werk, hulle sê al loop die leuen hoe snel, die waarheid agterhaal hom wel. En is presies wat besig is om nou met ou Frederik te gebeur, Frederik Mers te gebeur. Dit kom altyd met 'n prys. In die nuutste opnames, of die polls, soos wat hulle dit noem, het die AFD op 25 April, dit is nou minder as 'n maand gelede, sy steun gestaan op 26% van die kiesers se steun, terwyl die CDU-CSU alliansie op 25% gestaan het. Wat beteken die AFD is nie net die grootste party in Duitsland, enkel party nie, maar hulle het ook nou die meeste steun in Duitsland. Ongelooflik. Terwyl hulle maar 10.4% gehad het in 2021. Kyk, nou is hulle die sterkste party in Duitsland. Hou nou in gedagte, die Derde Wêreldoorlog is reeds aan die gang. So die goed moet ons nou sien, dis die rolspelers waarmee ons te doen het, dis wat Siener gesien het, want sy tekens is op die tafel. Sy kaarte is daar, verstaan? Nou hierdie, wat die AFD nou die sterkste party is, of die meeste kiesers het, en dan die grootste party is, enkelparty, het ook duidelik na vore gekom toe Frederik Mers met die verkiesing as hulle kanselier, deur die Bundestag, soos wat hulle dit noem, of hulle in aanhalingstekens parlement, nie 'n volskaalse meerderheid kon bereik nie. Hy het kort gekom, waarna hulle 'n tweede verkiesing moes uitroep. En toe het ou Frederik toe wel geseëvier, en waar hy toe as kanselier verkies is. Maar dit wys jou, daar's onderlinge striweling. Daar is 'n vlam wat besig is om te brand. My punt is Zoe, die Duitsers sit nou met 'n kanselier, wat nie deur die meerderheid Duitser verteenwoordig word nie. Plus minus is 1 uit elke 4 AFD. Elke Duitser, want dit is 25-26%, meer as dit. En hierdie is 'n resep vir baie groot moeilikheid. Hoekom sê ek so? Nie net het Siener gesê, hy sien in die tyd staan Duitsland by Amerika, en een van die 4de pla van die 7 pla wat oor Engeland kom nie. Siener het ook gesê, geweld gaan in die tyd in Duitsland uitbreek, wat weer wêreldwyd in die nuus sal wees. So ons moet kyk, iewers moet daar 'n lont of 'n kruitvat wees vir geweld, en op die stadium, as ons dit van buitekant af kyk, kan ons net sien dat die Duitser op voetsoolvlak, die meerderheid, 1 uit elke 4, nie verteenwoordig word deur hulle kanselier nie. En hy kom buiten dit, nie sy woord na het hy gesê, daar gaan strenger grensbeheer wees nie. Dis 'n resep vir moeilikheid. Nou Siener het gesê, oor hierdie geweld, het hy die gesig as vol gesien, en ek wil dit dan ook vir ons luisteraars quoteer, en ek dink dis baie insiggewend en baie belangrik. Op 14 Februarie 1921 sien Siener die gesig as volg, quoteer.
In Europa staan digte wilgerbome. En toe word die bome al hoe eiler. En agter die bome sien ek 'n blou poenskopbees. Met ander woorde, dis 'n blou bees wat nie horings het nie. En die bees is gekniehalter. Toe gaan die kniehalter los en toe word die bees vet en kry lang horings. Die bees kry dan ook horings. Nou, het kos nie veel om te weet wat Siener in die visioen dan ook vir ons gesê het nie. Blou is die kleur van die konservatiewe Duitser. In die tyd waarin die visioen op afspeel, die rolspeler, die kaarte wat huidig op die tafel is met betrekking tot die oorlog reeds in Oekraïne, die burgeroorlog van Rusland wat hy het beskryf het, en dan hierdie opmars van konservatiewe sodat Duitsland by Amerika kan staan. Met die kaarte wat ons nou is, kan ons nie anders as om te sê, luister, dit pas nie. Blou is die kleur van die konservatiewe Duitser, van die AfD in spesifiek, nou huidig waar ons nou sit. Poenskop beteken is 'n bees wat nie horings het nie. Met ander woorde, het geen slaankrag nie, hulle het geen militêre mag nie. Kniehalter beteken hulle is gebind. Hulle het geen leiers nie, hulle het geen uitvoerende gesag wat werklik iets aan die hele situasie kan doen nie. Maar dan kom die interessantheid van die visioen. Hy sê, toe gaan die kniehalter los, en toe word die bees vet, en die bees kry horings. Hierdie blou bees word vet en kry horings. Zoe, ek dink na afloop van die laaste verkiesing in Duitsland, en dit wat nou by die Bundestag, die geskil wat daar was, dat hulle nie met 'n meerderheid Friedrich Merz kon wen nie, kan ons miskien 'n klein tekenkie maak, 'n kruisie langs hierdie visioen, dat die blou bees besig is om los te kom. Die blou bees is 'n kwessie van tyd of hy gaan begin horings kry. En dis, soos ek gesê het, 'n resep vir onrus en dis 'n resep vir geweld, want die Duitser op voetsoolvlak word nie verteenwoordig deur Friedrich Merz nie. Hulle word nie verteenwoordig deur die kanselier nie. Daarom het Siener gesê dat daar weer 'n tyd sal kom wanneer Duitsland wêreldwyd in die nuus gaan wees. Geweld wêreldwyd, sy geweld wat daar gaan plaasvind, gaan wêreldwyd in die nuus wees. Nou daar kan môre iets anders gebeur. Dis hoekom ek sê, met die kaarte wat nou op die tafel is, en met dit wat aanloop, ons die aanloop van die AfD en die konservatiewe ontwaking sien, kan ek nie anders as om ons huidig in hierdie profesie dan ook te sien, ons tydsomstandigheid daarin te lees dan nie. Nietemin, die tafel is in jou geval gedek daarvoor. Dit kan ons nie ontken nie. Alles presies, soos Siener gesê het, dinge sal gebeur. En dit is hoendervleis awesome. Want ons, nie net moet ons erken dat hierdie man 'n profeet in ons midde was nie, ons sien dit om ons. Ons ervaar dit. Oekraïne is aan die gang, hierdie volgende teken is aan die gang, en. Iets gaan in Duitsland in jou geval gebeur, sodat die konservatiewe Duitser weer in beheer kan wees, en ek wil vir ons luisteraars sê, kyk uit daarvoor. Dis 'n teken wat Siener gesê het. Ekskuus, 'n groot teken dat ons dan ook die einde nader. Nou sou jy die ander groot teken wat Siener gesê het, waarop ek ons luisteraars ook attent wil maak, is Ierland. Op 9 September 1922 sien die Siener 'n vrou met 'n wit kind op haar skoot. En daar is 'n kombers oor die kind. Die vrou, sê hy self, is 'n Ierse vrou. En toe haal die vrou die kombers van die kind af. Dis 'n sterk kind, sê hy. En sy word skielik 'n groot meisie. En die Siener sê, hy verklaar self die visioen, hy sê, die Ierse volk kry hulle onafhanklikheid. En dis baie belangrik. Nou, sou jy diegene wat die nuus volg, en op hoogte is van wat sake om redeltyd dit met die Bybel en met Siener en ensovoorts in verband te bring, sal weet dat ou Conor McGregor, die ou UFC vechter, die ou cage fighter, het uit die bloute dit reg gekry, op wonderbaarlike manier, om die konservatiewe Ire bymekaar te kry. Veral na sy onderhoud met ou Tucker Carlson, die voormalige Fox News joernalis, vandaar af het alles net eenvoudig geskyrocket, soos wat die Engelse dan ook sê. Nou, McGregor het letterlik in 'n kort tydjie, soos ek sê, die onmoontlike vermag. Hy was selfs 'n tyd gelede in die Withuis by Donald Trump. En dit was vir my nogal goed toe hy daar was. Ek geniet nogal die ou hoe hy met Donald Trump omgaan, hand om die skouer wys. Hy's genuine. Ja. Hy's genuine. Nou, die rede hoekom ek dit hierdie van McGregor noem,
is, omdat Siener nou gesê het, dat die Ierse meisie kry onafhanklikheid en die kombers gaan af en is 'n groot sterk meisiekind, sê hy. Die rede hoekom ek dit belangrik ag en as 'n belangrike teken sien, is omrede Siener ook gesê het, hy sien ons boervolk ook as 'n meisiekind. Dit is baie interessant. Hy sê eers sien hy ons meisiekind wat nou van toepassing is op die boervolk is klein. Hy sê maar dan word die meisiekind groter. En sodra die meisiekind mondig is, sien hy ons volk is vry en onafhanklik. Maar hy sien die Ierse meisiekind is net voor ons meisiekind. En sy is so bietjie ouer as ons meisiekind was sy woorde gewees. Waaraan beteken hulle die Ire gaan hulle vryheid net voor ons kry. Met ander woorde, dis 'n direkte teken vir my en vir jou om dop te hou. 'n Puzzelstukkie wat in plek moet val, soos voordat ons gaan weet wat hier by ons eventueel gaan kom en wat hier by ons eventueel gaan gebeur, is om dan die Ire ook dop te hou. Hulle meisiekind se kombers moet afgaan, die Ire moet eers vrykom voordat ons hoegenaamd na ons kan kyk. Voordat ons meisiekind hoegenaamd, want hulle meisiekind is ouer as ons meisiekind, sê die Siener, hulle word voor ons dan ook vry. So, vir die luisteraars, maak 'n knoop in jou oor, dis nog iets wat dopgehou moet word, saam met Duitsland is dit 2 groot tekens, voordat ons enigins na ons kan kyk, moet ons daarna kyk, anders mors ons dan ook ons tyd. Nou die laaste teken, wat ek ook wil aanhaal, wat belangrik is, want dit is groot tekens wat nie gemanipuleer kan word nie, is dan ook Engeland. Siener het gesê dat daar nog in die tyd of 'n tyd sal kom dat die Britse pond so min werd sal wees dat jy jou huis in die binnekant daarmee kan uitplak. Nou met die pond wat so sterk is en al hoeveel jaar die sterkste eenheid is dit groot woorde van hom om te sê dat die Britse pond nog so min werd sal wees dat jy jou huis daarmee kan uitplak. Nou dit het hy gesê sal gebeur omdat die FSA vir Engeland finansiëel sal insluk. Okay, so daar kom Donald Trump alweer in spel en outomaties gaan daar nou klomp goed deur ons gedagtes met hierdie nuwe trade deals en goed wat hy doen en klomp puzzlestukke sit outomaties op die spel, kom outomaties op die spel, net deur dit te vergelyk wat hy hier gesê het, wat ook huidig in die wêreld besig is om af te speel. Nou, die gebeure wat hy gesê het, dat Amerika vir Engeland finansiëel sal insluk, word regtig al meer ook 'n moontlikheid. Siener het gesê dat tydens hierdie derde wêreldoorlog, wat nou al reeds aan die gang is, wat nou moet eskaleer, in Oekraïne, sal Engeland in daardie tyd 'n atoom of 'n kernaanval van Rusland vrees. Wat dan die gevolg sal hê dat Engeland geheime inligting van die FSA aan Rusland sal deurgee. Maar sê die Siener, die FSA vind dit tog haar fyn uit en dan begin daar groot moeilikheid. Nou met ou Keir Starmer wat die oorlog in Oekraïne aanblaas en aanpor, dis algemeen bekend wat nou al hierdie dinge doen wat alledaagse wêreldwyd in die nuus is, en Donald Trump wat vrede wil hê. So die een por dit aan en die een wil vrede hê, sit hierdie 2 here nie om dieselfde vier nie. Ja, die openbaar en die wat hy sal die een en die ander op die skouer klap en sê, ja, in my land is vryheid van spraak, maar Tommy Robinson is in die tronk. Verstaan jy? So agter die gordyn weet ons nou nie presies wat aangaan nie, maar volgens profesie sal daar maar onderlinge streweling wees tussen Donald Trump en nou Keir Starmer. En met Nigel Farage se Reform the United Kingdom UK Party, wat nou hierdie week in die tussentydse verkiesing baie goed presteer het, ek dink hy dien nou as die amptelike opposisie, raak die stoel vir ou Keir Starmer al hoe warmer. En wat sê die spreek? Benoude katte maak benoude spronge. So ek sê nou nie ou Keir gaan nou vir FSA verraai nie, verstaan mooi, dis nie wat ek sê nie. Maar ek hoop vir sy part nie, hy doen dit nie. Ek hoop regtig nie, hy doen dit nie, want dit sal baie onverantwoordelik wees. Volgens die profesie, dan ook in elk geval. Want as ek oom Niklas reg verstaan, dan sal 'n verkeerde besluit van Engeland se kant verseker dan ook sy ondergang berokken.
en sal al die pla wat hy oor hom gesien het, die 7 pla, sal dan oor hom kom en vinnig oor hom kom, wat dan sy ondergang dan gaan berokken. So ons moet dit ook dophou. Engeland is verseker ook 'n groot teken daar oor die water en hoe hy veral met Amerika om sal gaan, of hy iets onverantwoordeliks gaan doen of nie, want dit sal in die openbaar bekend gemaak word, want Siener het gesê Amerika vind dit tog haar fyn uit. So ons sal daarvan weet. En dit moet gebeur, want nou begin ons verstaan hoekom Duitsland en Amerika by mekaar gaan staan. Sou die konservatiewe Duitser nou die oorhand kry in Duitsland, en ons weet dat Elon Musk en gesê het die Trump-administrasie sal hulle steun, dan weet ons reeds dat 'n Donald Trump met 'n konservatiewe Duitser wel oor die weg sal kom. En dan sê Siener dan nou, wanneer hierdie Duitsland en Amerika nou saam staan, in hierdie tyd, dan kom daar weer 'n oorlog tussen Duitsland en Engeland. Ongelooflik. Presies dieselfde as wat dan ook in die Eerste Wêreldoorlog gebeur het, sê hy gebeur weer. Daar kom weer 'n oorlog dan ook weer na vore tussen Engeland en Duitsland. En dit gaan ons direk raak. Hy sê wanneer die gras in Europa aan die brand raak, dan brand dit af hierheen. So sou ek nou hier vir ons 3 baie belangrike tekens genoem, wat relevant is op ons dag. Ons kan dit wys. Ons sit met die burgeroorlog in Rusland, die Oekraïne-oorlog in die ooste van Europa, wat gaan oor 'n grondgeskil. Ons sit met die Duitse ontwaking van konservatisme, met die AfD-party. Ons sit met 'n Duitse volk wat nie verteenwoordig word deur hulle kanselier, deur Friedrich Merz nie, wat 'n resep is vir moeilikheid. En ons sit met Ierland, waar ou McGregor hy het nou 'n hengse groot optog gehou, nou 2 weke terug. Ek praat onder korreksie. Wat almal verstom is dat soveel Ire met Ierse vla, die vla was uitverkoop, noem dit maar 'n protesaksie geloods het. Duisende mense het die strate ingevaar, in steun vir hom. So ons sit met Duitsland, ons sit met Ierland, en ons sit met 'n groot vraagteken agter Engeland, wat sy dan volgende gaan doen, wat vir ons gaan wys, hoe Duitsland en Engeland in 'n oorlog betrokke gaan raak, in die oorlog waar Duitsland en Amerika hande gaan vat. So daar moet iets in Duitsland gebeur, dat die konservatiewes na vore kan kom, omdat 'n Donald Trump ooreen kan kom, daar moet iets verkeerd gaan in Engeland dan, wat Siener sê, finansiëel word ingesluk, hy gee geheime inligting deur, sodat Duitsland en Engeland in 'n oorlog betrokke kan raak, en dan, sê Siener, brand die gras van daar af hierheen, en dan raak dit ons ook direk. Nou sou hy daar is 'n ander sweterjoelklomp tekens, wat Siener gesê het, want ook plaaslik gaan gebeur. Ons het verlede keer, toe ek en jy by mekaar was, so ligtelik daaraan geraak. Maar ek wil my nie veel daaroor uitlaat nie. Die rede is eenvoudig, is dat die tekens gemanipuleer kan word. En dan kan ons dit verkeerd verstaan, en ons kan dit nie bekostig in die tyd waarin ons nou leef nie. En daarom beroep ek my en wys ek ons op goed wat groot is, wat ek en jy nie 'n vinger in kan hê nie. Ons kan nie 'n vinger hê in dit wat nou in Oekraïne gebeur tussen Putin en die groot moondhede nie. Ons kan nie 'n vinger hê met Alice Weidel se AfD, of 'n vinger hê in McGregor se groot optogte en ontwaking van die Ierse volk, of selfs Keir Starmer en Macron se besluite of hulle vir Oekraïne nog meer gaan steun met hulle komstige vredessanks, wat ek ook al wil noem, ensovoorts nie. So ons kan nie 'n vinger daarin hê nie. Dit is wat Vader beskik, verstaan jy? Maar plaaslik het hy ook klomp tekens gesien plaasvind, onder andere wat ek nou hier vir ons wil lees. Hy sê, op 10 Januarie 1926 sien hy ons volk leef van brood en water. Dit gaan swaar met ons volk. Hy sê, maar dan kom daar 'n wingerdloot tevoorskyn met 'n tros druiwe aan. En wingerd dui altyd op geloof, die geloofsaspek. En Siener sê dat hy sien ons volk van brood en water sal leef, totdat ons
van daardie wingerd geëet het. En dis bitter belangrik. Met ander woorde, ons geloof moet eenvoudig hervorm. Met 'n ander geleentheid het Siener gesê, ons geloof moet die hervorming van Nehemia ondergaan. Want hy sê, hy sien, hy is by sy huis, en daar is 'n kerk, maar daar is geen predikant in die kerk nie. Die opskrif in Prof Raad se boek is, die kerk versaak die saak van die Afrikaner. So was dit in die verlede gewees, en lyk my, ons kan met trane in ons oë sê, dit is wat nou huidig weer gaan afspeel. Volgens die Siener alvorens, dit is sy woorde gewees. En daarom gaan daar soos in die res van die wêreld hierdie toeloop en ontwaking plaasvind van konservatisme, sien ons dit ook in ons land gebeur. Dit is algemeen bekend, mense wat Amerika toe gaan en die saak daar wil gaan bevorder en. Maar dit stop nie daar nie, by ons kom daar ook 'n geloofsaspek by, waarin ons die voortou moet neem, waarin dit moet hervorm, om eventueel ons in spel te bring, waar Siener sê, 'n boer se skoene gaan van sy voete af, hy rig sy aangesig na die weste, ja, hy sien ons volk kom tot ware volksverontmoediging. So voor ons by daai punt kan kom, wat net so krities belangrik is in ons rol weer, in hierdie hele verloop van gebeure in die Derde Wêreldoorlog en die einde, moet ons geloof hervorm. Ons moet na ons waardes terugkeer, ons moet na ons God terugkeer, ons moet ons saak met hom regkry, soos dit gewees het vroeër, so sal dit dan ook weer wees. Dis baie belangrik. En 'n mens kan al sekere tekens daarvan begin sien onder ons mense, wat vir my wys ons is in die regte tyd. Ons plot ons reg op die tydskaal waarin van Siener van Rensburg, die tyd waarin ons dan ook nou bevind. Nou, ek kan vir ons laastens, as daar nog tyd oor is, net nog tyd, ja. Iets vinnig net weer ook inlig, of laastens net ook oor praat, is die hele effek van 'n Duitsland en Suid-Afrika. Nou, onthou nou Siener het gesê, wanneer die gras in Europa brand, wanneer daar 'n oorlog kom tussen Duitsland en Engeland, dan brand die gras af hierheen, dan kom hier dan ook moeilikheid onrus, ons moet maar kyk wat gaan gebeur. Nou, wat nou gebeur het in die geskiedenis is belangrik om te weet, sodat ons besef wat in die toekoms dan nou ook gaan afspeel. Met die Tweede Vryheidsoorlog, die Anglo-Boereoorlog, wat geduur het van 1899 tot 1902, was daar verskriklike verraad dan ook in boeregeleedere. Die oorlog het gegaan tussen die boere en dan ook die British Empire. En baie van ons eie volksgenote het die kant van die Engelse dan ook gejoin. Nou in 1902 het die boere hulle wapen neergelê. Met die vrede van vereniging wat hulle onderteken het op 31 Mei 1902. Maar die boere-generaals het ooreengekom dat hulle nou net die wapen neerlê, maar dat wanneer Engeland ooit in die toekoms weer in 'n oorlog betrokke sal raak, dan hys hulle die vierkleur, neem die wapen op en veg weer vir die vryheid van hulle republieke, die Transvaal en dan ook die Vrystaat. Nou so onderteken hulle toe die vrede van vereniging, baie van ons families wou nie, die bittereinders, en my eie familie is soms baie weggevoer na Sint Helena, hulle het nooit weer teruggekom nie. Maar nietemin, die boere-generaals kom ooreen dat hulle wapen neerlê en die eerste oorlog waarin Engeland weer betrokke sal raak, hys hulle die vierkleur en veg vir hulle vryheid. Nou 'n paar jaar verloop, dit was in 1902, en in 1910, op 31 Mei 1910, word Suid-Afrika die Unie van Suid-Afrika. So dis nou 8 jaar later. En toe word al die ZAR, die Republiek van Transvaal, die Vrystaat, die Kaap-Natal, word almal saamgevoeg en ons is nou die nuutgevonde Unie van Suid-Afrika. Nou moet jy verstaan, die Unie van Suid-Afrika bestaan nou uit boere wat wou veg vir hulle vryheid, maar hulle bestaan ook uit die joiners wat saam met Engeland gegaan het, en hulle bestaan ook uit ouens van die Kaap wat nie eintlik in die hele storie betrokke wou raak in die oorlog dan ook die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 nie. Paar jaar later, nog 4 jaar later, in 1914, breek die Eerste Wêreldoorlog uit. En die boere-generaals kom by mekaar en Engeland is betrokke en. En die boere-generaals kom by mekaar en sê ek, nou toe, ons het mos nou ooreengekom in 1902, dat sou Engeland in 'n oorlog betrokke raak, dan hys ons die vierkleur en ons veg vir die vryheid van ons republieke. En net daar kom daartoe die
puncher, die slow punch in eie geleedere. Met Jan Smuts toe nou al reeds in beheer van plaaslike sake as spion van Engeland, en baie boere gaan, kyk, Jan Smuts was 'n baie goeie boere-generaal, hy het baie goeie goed gedoen. Maar toe wou hy nie by sy woord gestaan doen, om nou teen Engeland dan ook in opstand te kom nie. En vandaar dan die verraad, en die rebellie van 1914. Dit is hoekom daar 'n rebellie was. Want die boere het ooreengekom dat sou Engeland betrokke raak, hy sal die 4 keer in veg, en nou kom ons eie mense wat nou in die parlement sit en sê nie, hulle gaan nie, en toe moes ons rebelleer teen ons eie mense. Want ons het by ons woord gestaan, ons vaders, ons leiers van destyds. Nou in hierdie tyd het Engeland vir Smuts opdrag gegee, om Duits-Wes, dis vandag Namibië, aan te val en te oorwin vir Engeland. En die boere-generaal sê, hulle kan nie, Duitsland was ons nog net goed in die verlede gewees, hulle het ons van Mausers voorsien, en allerlei goed, ons kan nie teen ons eie broers beklei nie, dit kan nie so werk nie. En op aandrang van Siener van Rensburg, en nog 600 ander man, onder generaal Kemp, en Mani Maritz, en daai manne, besluit die boere toe om die groot trektog aan te durf, en met die Duitsers traktate te gaan onderteken, die vredestraktate met die Duitsers te onderteken. En dis hier by Keimoes onderteken, net hier buitekant Appington is dit onderteken. Nou dit is toe nou ook onderteken, en op daardie stadium wou die boere, veral Maritz, wou toe saam met die Duitsers toe nou beklei, teen Smuts en die Engelse regering, as jy dit nou so in aanhalingstekens kan gebruik. Maar toe kom Siener en sê nee, hulle moenie saam met Duitsland nou beklei nie. Hy sê, hulle moet nou hulle wapens neerlê. Want het die Siener gesê, hy sien in die verre toekoms, wanneer hulle al lankal onder die kluite sal wees, kom daar weer 'n oorlog om hierdie een wat hulle nou beklei voort te sit. Nou wat was die oorlog daar sou hy? Het was tussen Duitsland en Engeland gewees. En daarom sê Siener, hulle moes nie nou vir Duitsland beklei om hom te behou as Duitse grond nie. Hulle moet die wapen neerlê en oorgee aan die Smuts-regering waarna hulle toe gevang is. En dit is toe so gebeur. Want sê hy, in die verre toekoms kom daar weer 'n oorlog om hierheen voort te sit. 'n Oorlog tussen Engeland en Duitsland. Nou ja, ons het nou die hele program gekyk na hierdie oorlog, hoe hy gaan uitspeel en afspeel en. Want dan sê die Siener, wanneer daai oorlog voortgesit word, is daar 'n rede vir Duitsland om nou sy grondgebied terug te kom vat, wat onregmatig van hom ontneem is deur verraad uit boeregeleedere. Dan is daar vir hom 'n rede om dit kom terugvat. As hulle toegewen het, sou daar nie 'n rede vir Duitsland gewees het om in die toekoms magte hiernatoe te stuur om daai grondgebied weer te kom claim nie. So op aandrang van Siener het ons toe die wapen neergelê en oorgegee aan die Smuts-regering. So, wat dan gebeur, sê die Siener, hierdie oorlog word weer voortgesit. Dit wat ons nou die voorbrand van gemaak het in die laaste 30 minute wat ek en jy dan ook gesels het, dit gaan voortgesit word. En dan kom Duitsland en hy soek sy grondgebied Namibië, Duits-Wes soek hy terug. En om hom terug te vat in daardie tyd, gaan hy noodwendig oorlogskepe stuur om sy grondgebied terug te vat. En dan sê die Siener, kom hierdie traktate wat ons met hulle onderteken het destyds in 1914, kom hulle weer na vore en sê, luister, wag kerels, ons is nie julle vyand nie. Ons is uitverkoop, net soos wat julle daarbo ook onderdruk was, gekniehalter was, die blou os ook gekniehalter was, sy horings was afgesny. So was dit presies dieselfde geval met ons. Ons wou nie teen julle in 1914 die wapen opneem nie, hier is die traktate. Ons is net so verraai soos julle. En dan erken Duitsland die traktate. En dan sê Siener die mooiste woorde. Hy sê, en dan sien hy, val ons oorwinning vir ons soos 'n appel in ons skoot. Ongelooflik hoe Vader se profesie laat vervul van oor 100 jaar. Hoe dit gebeur en hoe hy presies gesê het, dit sal gebeur. Nou daar's nog baie, verstaan mooi, water om in die see te loop, maar sou ek en jy kan die prentjie begin sien. Ons kan, as ons terugstaan, begin sien, okay, dit is hoe die ding gaan afspeel. Dit is nou eintlik wat oom Niklaas bedoel het. Halleluja, kyk, daar gebeur dit, hier gebeur dit. Nou verstaan ek hoekom hy gesê het, gaan Duitsland dit stuur. Want
een profesie wat hy ook gesê het wat baie belangrik is. Hy sê wat die wêreld gaan skok. Hy sê wanneer hierdie konservatiewe Duitser nou gaan oorvat. Hy sê maar as 'n man met 'n blou pak en 'n wit boordjie, hy sê wanneer hy gaan oorvat, dan kyk hy hierheen. Baie interessant, hy soek sy grondgebied. Want in daardie spel van Derde Wêreldoorlog word die Suidsee roete weer baie belangrik. So nie net is dit strategies vir Duitsland om in die oorlog hulle grondgebied te kom terugvat, Suidwes terug te vat nie. Dit is 'n belangrike setel in hierdie hele chaotiese spel wat nou afspeel hier in die res van die wêreld, die Derde Wêreldoorlog. So, my punt is, ons gaan nie eintlik 'n groot rol hier hê nie. Ons moet net ons voorberei wettiglik so ver as wat ons kan en ons saak met God reg kry. Verstaan jy? Dis ons kritiese ding wat ons in hierdie tyd moet doen, sodat Vader ons begenadig kan wees en daai kan laat manifesteer. Sien jy dit prominent gesê, keer op keer. Ons is 'n geloofsvolk. Ons moet ons geloof regkry en daarvoor moet ons geloof dan ook hervorm. Om dan hierdie dinge te laat gebeur, sodat Duitsland kan kom, en dan brand die gras van daar af hierheen. En kan ons dan hier sports verwag en ons moet maar kyk hoe dit dan ook gaan uitspeel. So ek sê ek gaan nie daaroor uitbrei nie. Want dit kan gemanipuleer word, maar die ander tekens staan vas. Ons kan dit nie ontken nie en die mense moet erken dat Siener waarlik 'n profeet was. So Zoe, dis my bydrae vir die dag. Nee, dankie vir dit. Van ons luisteraars het ook ingestuur. Baie dankie Japie, dis baie insiggewend. En so nee, die mense het geluister en ek glo hulle het. Nee, baie dankie. Ek gaan net gou weer die vrywaring lees. Jy kan 'n slukkie water vat. Ek seker jy is al bietjie dors. So net 'n vrywaring vanaf Radio Roepsyn en SBB af. Die opinies en standpunte wat deur gaste en deelnemers op Radio Roepsyn uitgespreek word, is uitsluitlik die van individue self en weerspieël nie noodwendig die menings of standpunte van die omroepers of Radio Roepsyn en SBB as instellings nie. Radio Roepsyn aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid of geldigheid of enige stellings wat gemaak word nie. Luisteraars word wel aangemoedig om self navorsing te doen en ingeligte besluite te neem op grond van verskeie bronne. Nou toe Japie, van my kant af wil ek vir jou baie dankie sê. Groot plesier. En ons gaan weer gesels. Dis ons gaan 100% reg. Ons maak hy ding Zoe, waardeer man. Goed. Dankie. Nou ja, toe. Hoekom die storie vertel? Enige nasie, net soos enige mens, wat nie onthou wie hy was nie, sal nie weet wie hy is nie, en kan nie droom oor wat hy nog kan wees nie. Maar dit is makliker om te kyk as wat dit is om te sien. Hulle noem my Siener van Rensburg. Ja, ek sien. Maar elke mens, elke volk, elke land, as hy versigtig kyk met die oë van sy siel, sal hy dit sien. Al lyk die toekoms hoe dood, hoe donker. 'n klein kool wat gloei in die wit as van sy verlede. En al wat nodig is 'n klein stukkie harde hout en 'n wenkie van verandering. Kyk, en jy sal sien hoe hoog brand daai vlamme.